Kry 'n ander attitude. As wat jy uitstap, party mense stap by die doopwater uit, dan steek hulle die sigaret op. Sies man. Hierdie Jesus is lief vir jou. Hierdie Jesus gee om. Maar hierdie Jesus is nie cheap nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, hy is lief vir jou. Hy gee om vir jou. En daarom wil ek 'n stukkie vir jou lees. As hy my kon red, wat daai seun wou doodskiet. Hy het nou nog maniere. Sy ma het ek daai aand, ek is skaam om dit te sê. Want ek wil nie aan 'n vrou slaan nie. Ek is skaam om dit te sê. Ek het sy ma geslaan daai aand. Ek is skaam om dit te sê, maar sy het ook nog maniere. En sy is nog steeds by my. Prys die Here. Ek loof die Here. Moenie aan jou vrou slaan nie. Moenie aan drank. Ek het ook gesê ek kan my drank handle. Toe kan ek nie. Maar ek wil vanoggend vir jou saam lees uit Lukas 8 van hierdie vrou. En toe Jesus terugkom, het die skare hom verwelkom, want almal was hom te wagte. En daar kom 'n man wie se naam Jairus was. En hy was 'n owerste van die sinagoge. En hy val voor die voete van Jesus. Hou net hierdie aksies dop. Hulle kom nie, ag, bid maar vir my, miskien sal gebed werk. Ag, ek bid teen die plafon vas. Ag, ek het nou maar kanker. Miskien sal die Here my genees. Hy kom nie met daai attitude nie. Hulle kom met 'n attitude, val voor Jesus neer. God kan my genees. God kan my verander. Kry 'n ander attitude. As wat jy uitstap, party mense stap by die doopwater uit, dan steek hulle die sigaret op. Sies man. Maar okay. En 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. En wat haar hele vermoë aan geneeshere uitgegee het. En deur niemand gesond gemaak kon word nie. Het van agter gekom en die soem van sy kleed aangeraak. En haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Daarop sê Jesus, wie is dit wat my aangeraak het? En toe almal het ontken, sê Petrus en die wat by hom was, meester, die skare druk en verdring u. En hy sê, wie is dit wat u aangeraak het? Maar Jesus antwoord, iemand het my aangeraak, want ek het gemerk dat krag van my uitgaan. En toe die vrou sien dat sy nie verborge gebly het nie, kom sy bewend en val voor hom neer, en vertel hom voor die hele volk, wat die rede sy hom aangeraak het, en hoe sy onmiddellik gesond geword het. En hy sê vir haar, hou goeie moed dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Ek wil vanoggend vir jou sê, kom jy wat so raas net gou. Jy pas nogal aan in Pretoria met jou mallet. Maar in elk geval, hierdie ou kort net exercise. Hierdie ou kom in 2016 by ons. Hoor nou mooi, hy sê ons wat so goed is, maar sy naam is Jesus. Hy's 'n satanist, hy's 'n kardief en hy's 'n gansmokkelaar. Sy ouma sit ook hier. Die Here het hom so gered, hy red tot vir haar toe. En hy maak haar 'n pastoor. Ja, dis wat God doen. Amen. Hierdie laaitie kom daar. En die Here red sy siel. En hy red die ouma en die ouma begin leer vir 'n pastoor. Dis die God wat ons dien. So, as hy raas daar, hy kan maar raas. Want anders gaan die klippe uitroep. Ek wil nie die mic vir hom gee nie, hy sal nie stop nie. As dit net 'n sekere tyd, anders jy met die tyd hou. Okay, prys die Here. Ek wil vanoggend vir jou sê, hoor gou mooi. 'n Vrou wat 12 jaar aan bloedvloeiing ly, is swak. Is vol, sy het 'n ystertekort, sê die dokter. Sy is siek, haar huwelik is deurmekaar, sy is ongeduldig met die kinders, dinge loop skeef, jy sit vanoggend hier en dinge loop skeef in jou huwelik, dinge loop skeef in jou lewe, dinge loop skeef in jou finansies. Ek wil vanoggend vir jou sê, hierdie vrou het die soem, sy soem aangeraak, nie vir hom so aangeraak nie, sy soem. Wil jy nie vanoggend Jesus se soem aanraak nie? Mense verander nie, omdat hulle nie wil Bybel lees nie. Mense verander nie, en is depres, en moet 'n ou pilletjie drink. En hoor gou mooi, jy kan my maar weer voorblad toe van die rapport vat. Kom na ons plaas toe. Dan kom kyk jy, mense wat vry is van depressie, wat doen God?
Ek sê vanoggend vir jou, op 'n depressie, pille, se voorskrif, se pamfletjie staan onder warning. Moenie dit gee vir mense wat moontlik selfmoordgedagtes het nie. En dan vat ons slim mense dit, ek wil selfmoord pleeg, dokter, hier's vir jou pille. En die warning sê, moenie dit gee vir mense wat selfmoord kan pleeg nie. Wat gaan in ons verstand aan? Hoe het ons land geraak? Hoe het ons wêreld geraak? Jy kan kwaad raak. Ek het genoeg optrede plekke. Ek preek by Ashope in die middel van 'n dorp. Ek het nie nodig om weer genooi te word nie. Hoor gou mooi. Jy moet vandag vrykom. Ek is hier om vir jou te sê, ag jou depressiekie is alright. Ag staan môreoggend maar weer op en wees deur mekaar. Ek is hier om vir jou te sê, Jesus, raak sy soeman. Jy kan genesing kry. Jesus deur sy wonde gisteroggend kan 'n man nie sy arms oplig hy bid. Daar lig hy sy arms op. Maar dieselfde vertrek wat hy sy arms oplig, staan sy drankkabinet. Ek sê so vanaand kan jy jou glas nou lekker hoog tel. Ons spot met God. By die kerk is ons hoogs vreemd. Maar voordat ons instap by die kerk, trap ons sigaret dood voor ons aanloop. Ek wil vandag vir jou sê, daar kom 'n dag wat ons werklik voor God gaan staan. En daai dag is baie naby. Hy's baie naby. Ek wil vandag vir jou sê, Jesus is lief vir jou. Jesus roep uit, toe gee hy om vir jou. Maar daar kom 'n dag wat hierdie Jesus jou regter is. Ek wil net sê, ons kom af van Appington af. Ek boer met Christelike diere. Nou, almal weet nou al wat ons volg. Ons boer met krokodille. Hulle stry nie oor die doopie. Hulle redeneer nie oor die doopie. Hulle maak nie so nie. Hulle gryp jou water toe. Die Bybel sê, bekeer jou en laat jou doop. Kom ons doen net wat God sê. Hoekom wil ons dit altyd omdraai? As ek vir my 'n kar koop en die voorskrif sê, gooi eers olie in en dan start jy die kar. Dan start ek eers en na die tyd gooi ek olie in nie. Nee, ek doen wat God sê. Hoekom wil ons nie doen wat die woord sê nie? Hoekom gaan skryf ons ekstra boeke en ons bring ons eie leerreëls in? As die Bybel sê, bekeer jou en laat jou doop. En Jesus die Seun van God kom en hy stel dieselfde voorbeeld. Hy gaan Jordaan toe dat hy deur Johannes gedoop word. Hoekom kom ek en jy en ons sê, laat ons nou vanaf maar babas doop? Hoekom gaan ons teen God? Dit is hoekom ons trek. Nou kan man en man trou. Die Here het nie vir Adam en Steven gemaak nie. Die Here het nie vir Eva en Sartjie gemaak nie. Jy kan nie voortplant nie. Het jy 2 manne gesien met hand aan hand loop? En gisterand gevry het en hy loop so. Ja, ons mans is baie van ons loop so, maar ons is nie pregnant nie. As bierpense. Myne is 'n brandewynpens. Ek wil vandag vir jou sê, hoekom wil ons God nie waaragtig dien nie? Hoekom, en luister hier, kom ons face dit. Hier's baie wat ja skree. En in jou familie is daar so iemand. Kan ek gou vir jou iets sê? God weet dit en hy gee om vir jou. Hy gee ook om vir daai seun of daai dogter. By ons plaas is daar baie van hulle. Hulle kom daar, hulle is skeef. En ons trap hulle nie uit nie. Weet jy hoekom preek ek nou so, omdat ek vir die kerk preek? Want ons kom sit met maskers. As ek met hulle werk, gee ek hulle net 'n drukkie en ek huil saam met hulle. Want hulle het seer gekry op 'n dag. As ek by 'n prostituut kom, sê ek nie vir haar jy's 'n hoer nie. Ek gee haar 'n drukkie en ek gee om vir haar. Maar as ek in die kerk kom waar 90% met maskers sit, dan sê ek vir hulle wat aangaan. Die Here Jesus het gesê, Matteus 28 vers 19, gaan die hele maak disippels van alle nasies en doop hulle. Maak 'n disipel, is 'n baba 'n disipel. Kom ons doen net wat God sê. Maak disippels van alle nasies en doop wie? Die disipel. Ek wil vandag vir jou sê, maar as omdat ons nie eens evangelisasie doen nie. En dit is sy hoofopdrag gewees. En
En die kerk gaan moeilikheid kry daaroor. 90% plus doen nie wat God gesê het nie. Ons moet die evangelie gaan verkondig. As jy vandag hier sit, en jy sê vir my, jy's 'n Christen, dan wil ek vir jou vra, wat is jou plan van aksie? Hoe lei jy siele na die Here toe? En as jy vir my sê, daar is nie so plan nie, dan is daar probleme vir jou. Ek wil jou vandag sê, daar buite is stikkende mense. Wil jy hulle nie inbring nie. Ek het nou 'n mooi getuienis gehad van 'n vrou wat hier staan. Kom ek vertel, want ons tyd is min. Ek staan 2 jaar terug, ry ek verby die nie dooie see nie. Ek praat nou ek was so lanklaas in Israel, toe was die see nog net siek, nou is hy al dood, die dooie see. Maar, ons ry verby die Black Sea in Ukraine. Ek en Andres wat nou gesing het. Ek ken nie, hoor pa, jy wat spog hoe jy vir jou kind 'n sigaret en 'n drankie ingooi. Dis tepid. Ek kan spog. Ek is nie so goed nie. Maar ek kan spog. Dat ek en daai seun van my saam ingaan. Tussen bomme en kinders uitred. Maar ek kan nog nooit vir jou gesê het ek het vir my sigaret gegee nie. Ek kan nog nooit vir jou sê ek het vir my drankie gegee nie. Maar ek kan vir jou sê, toe ek gesuip was, wou ek hom doodgemaak het. Ons ry verby die Swart See. En iemand sê, daar is 'n boot op die Swart See. Ek sê, dit kan nie wees nie, dan val Rusland nou, Putin nou aan. Ek worry nou nie of jy Ukraine of Russies is nie. Ek is die Ukraine, ek is ook die Russies nie. Ek red kinders in Rusland en in Ukraine en oral. Putin is van die pad af en Zelensky is van die pad af. En Trump is van die pad af half. Ja, hy stop aborsies en goed. Maar ek gaan nou nie oor Trump praat nie. Daar's te veel mense wat hom hulle God gemaak het. Hy is nie my God nie. Maar in elk geval, maar hy doen goed. Maar hy is nie my God nie. Maar die Afrikaner het hulle aandag so op Trump. Trump gaan Suid-Afrika kom red. Is al so sleg dat nie een Afrikaner kan opstaan en self iets doen nie? Om vir Trump in te roep? Regtig? As ons so slap klomp mans hier in Suid-Afrika wat nie kan opstaan en 'n abortus stop nie? As ons so swak? Ek kan sê dit is so, want ek sien, as ek vra kom help my, dan kom hulle nie. Daar is maar baie. Maar hoor gou mooi om af te sluit. En die volgende oomblik sê die Telegram, die bote van Rusland val in op Odessa. En ek sien hoe hardloop, ons is nog by die see, hoe hardloop die Ukrainians in. En ek en Andres en 3 van ons vriende spring uit. En ons hardloop na die see toe. Na die oorlog toe. En die vrou kon vertel my nou net, sy het dit gesien. En ek gaan live. En ek gaan staan in die see, en die bote kom. Het lyk amper soos Tolla van der Merwe sê, toe Jan van Riebeeck hier aangekom met die tyger en die dromedaris en die, dit lyk in die reiger en die tyger. Maar hulle kom, en ons staan daar, op live, binne 'n minuut, toe klim oor die 3000 mense op, en ek voel die gebed uit Suid-Afrika uit. En God stop die oorlog daar vir 'n jaar. Hulle gooi 'n missiel net in 'n toilet vas. Gebed het krag, mense. Hierdie vrou getuig nou net toe sy dit sien, toe sê sy Here, toe sy in Australië, toe sê sy Here, dan kan U my mos ook help.